Vader, dankie vir die voorreg dat ons kon worship, Abba, en waar in die Gees. Abba, dankie dat ons harte kon uitpoor vir die Vader en hierdie fire, hierdie vuuroffer vir U kom bring. Abba, U sê ons moet hierdie vuuroffer vir U present. En dankie dat U Ruach, U Heilige Gees in ons is, Abba, en dat Ruach Heilige Gees hier by ons is, Vader. Dankie, Abba. Abba, ek bid vandag, Vader, dat U vir die hedge hierdie gronde, Abba. Vader, ek bid, Abba, dat U hierdie engele skouer aan skouer onder die plek sal plaas, Vader. En dankie vir die beskerming. Dankie vir die beskerming in hierdie stad, Abba. Vader, dankie dat U ons so beskerm, Abba, en dat ons deur die bloed van Yeshua, dat U sê ons het hierdie tyd om in ons kan slange trap en op 'n skerp moene trap, Abba. Dankie, Vader, vir die krag wat daar is in die naam van Yeshua. Vader, maar ons moet nederig vir ons net voor U beweeg elke dag. Soos hierdie soewerkie beweeg, want ons in humbleness vir U beweeg, Abba. Ons wil nie van onsself 'n paleis maak nie, Abba. Vader, maar wanneer U sê gaan, het ons sal gaan. Dankie, Abba. Spreek vandag, Vader, U kinders luister, Abba. Ons roep uit. Ons roep uit, Abba. Dankie dat U ons die stem leer. Dankie dat ons soos 'n skaap hierdie herder se stem kan ken. Wat 'n voorreg dat ons nie die herder hoor, herders, die groot herder se stem kan ken. En as U ons roep, Abba, ken ons die stem en ons moet gaan. Dankie daarvoor, Abba. Ons eer U vir nou en ons vat alles in die seën van Yeshua Messia se naam. Amen. Dankie julle. So hierdie fees, wat 'n amazing ligfees was dit gewees en hierdie mooi maan en tog het ons gisterand dit begin neem. En dis nie daai prentjie van hierdie mooi fees wat Abba gee, maar ook hierdie water van voorsiening op hierdie fees. En Abba het altyd by mekaar kom sit. Gisterand toe ek vra vir Abba, as U wil is dat ons hierdie lekker braai en lekker onder die maan kan sit met oop lug en Abba kom gee vir ons weer. Abba kom gee vir ons voorsiening. En ek eer Hom daarvoor want ons kan nie bepaal wat ons wil hê nie. Abba het 'n rede vir alles en is nie 'n prentjie van my kinders. Dis 'n ligfees, maar die joy moet hier binne julle wees. Julle is die soeka. Julle moet die lig met die binnekant julle skyn. Dis nie nodig om te wag vir 'n maan aan buitekant nie. Abba wys vir my die lig moet die binnekant wees. En hy gaan vir ons voorsien. En dis so 'n mooi prentjie van gisterand en dis reën is blessing. Water is blessing. En Abba het ons kom seën gisterand met hierdie reën. Hy het ons skoon was. Dis soos 'n soekaatjie wat hier so buitekant loop met hierdie stof en imagine myself hoe daai tyd dit gelyk in die woestyn met hierdie wind en alles in die son en die stof. Ek bedoel ons sou dis so woestyn stof gewees. En baie keer is ons in ons lewe is ons ook op daai punt van waar jy ook hierdie stofpad gestap het en hierdie klippe gekou het en daar stof op die tande, daar was oral 'n stof. En dan kom Abba en hy kom was. Hy kom was dit skoon. En dit is waar jy as jy jou gewas het, dis hoe hy sê in Esegiel 36 sê dat ek gaan die water op jou sprinkel. Ek gaan sprinkel op jou, ek gaan jou was, ek gaan jou reinig. Nie jou doop nie. Dis die prentjie van die sprinkeling is ek gaan jou reinig met die was. En dit is ons mooi prentjie wat Abba gisterand gewys het vir my van het ons kom was. Het kom was na hierdie amazing fees. Ek eer Abba daarvoor. Kom ons lees weer oor die fees. Ek het gesê ons gaan elke keer lees oor die fees. En dis belangrik. Want dit is Abba se fees en ons moet hom dit herdenk. En om te herdenk moet ons lees oor die fees. So lees weer saam met my asseblief. Daar staan in Levitikus 23 vers 34. Spreek met die kinders van Israel en sê op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit 7 dae lank die hittefees van die Here. Op die 8ste dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 8ste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees. En julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Dit is 'n feestyd. Julle mag geen beroepswerk doen nie. Dit is die fees van die Here wat julle moet uitroep as heilige vierdag. Om aan die Here 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en spysoffer, 'n slagoffer en drankoffer soos vir elke dag voorgeskryf is. Behalwe die Sabbate van die Here, en behalwe julle gawes en behalwe al julle geloftes en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan die Here gee. Maar op die 15de dag van die 7de maand as julle die opbrengs van die land insamel, moet julle die fees van die Here 7 dae lank vier en op die 8ste, eerste dag is 'n rusdag en op die 8ste dag 'n rusdag. En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van sierlike bome met palmtakke en takke en van digte bome en rivierwilgers
en 7 dae lank voor die aangesig van die Here God vrolik wees. En julle moet dit as 'n fees van die Here 7 dae in die jaar vier, as hy die ewige uitsluiting vir geslagte, en die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hitte woon, almal wat in Israel gebore is, moet in hitte woon, sodat die geslagte kan weet, dat ek die kinders van Israel in dit wat woon het, toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het, ek is die Here, julle God. So het Moses aan die feestlei van die Here aan die kinders van Israel bekend gemaak. So, die ding is, dis belangrik om die woord op te maak. En ons moet, een ding hierso, en Abba het ons geleer hierso, dat ons moet woord opmaak. Enige iets wat mens sê, dis goed om 'n mens te praat oor hoe die gevoel binnekant is. Maar dit is belangrik om alles uit die woord uit te haal. Want dis tog hoekom ons hier so wees. Dis hoekom hulle daai tyd in die sinagoges gaan sit het. Iemand die priester daarvoor het nie gestaan en gepraat oor dinge wat hulle nie geken het nie. Hulle het woord opgemaak en woord gelees. So dit is goed om altyd terug te gaan na die oorspronklike en dat die woorde wat uitgaan, dat dit bevestig word in die woord. En dit is wat Vader vir ons wys, dit is die liggaam, siel en gees. Dit is belangrik om die middelpunt van die hele week te maak. Soos hierdie naweek wat die hele middelpunt van hierdie hele naweek. Dit was lekker geweest. Ons het gister die lekkerste games gespeel. Dit was joyful geweest. Maar die punt is dat ons moet nog steeds, soos daai bruidegom, daai bruid wat om die bruidegom gedans het, om die groepa gedans het, moet ons dit die middelpunt maak, die woord. Ons moet dit die middelpunt maak van hierdie bediening. Dis lekker om joy te hê, maar die middelpunt is. Ons moet terug gaan maak dit. So, Joshua 1 sê, en na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur die Jordaan. En jy en julle volk na die land wat ek aan julle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. So ek met Moses gespreek het, van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hetiete, en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor julle staan te al die dae van julle lewe nie, maar ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. En ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wat sê Yeshua? I will never leave you and I will never forsake you. Hier sê Vader, daai I will never leave you, I will never forsake you. Want daar wat gebeur, daai tyd gaan hulle daar's geveg, hulle gaan veg. Ek glo Joshua hulle het geweet van daai reëse en baie van hulle wat nie ingegaan het, is vol van daai reëse nie. En ja, amazing, hulle teruggekom met hierdie groot klomp druiwe, met lekker kos. Imagine jy nou vir 40 jaar lank kwarteltjie en ek sê vanoggend vir Boeta, vanaand kwartel sop, môre kwartel vlerkies, môre kwartel beentjies. Ander vrouens, ek dink hulle het die weesheid gehad, maar dit was kwartel met iets gewees. Nie kom jy en jy kry beskiklik hierdie druiwe. Ek is wow. Ek dink dis waar vegetariërs begin het. Ek dink maar dis 'n bietjie moeg gewees vir vleis. Maar ja, dit is net alwas 'n voorsiening vir daai tydperk. Dis net dit is nog steeds ek glo dit is nog steeds lekker. As jy honger is kan jy eet. Maar hier kom sê Vader vir Joshua, julle hiersoos gaan in asseblief. Trust me. Vertrou my, ek het julle. Ek het julle. En so amazing, Abba kom gee vir hulle die laaste wonderwerk voordat hulle ingaan in die beloofde land. En hy kom maak weer die water oop. Hulle is deur 'n wonderwerk in die woestyn waar die water oopgemaak het. Alright. Covenant was eerste gewees, hoor geniet die woestyn. Covenant was eerste gewees. Wat het gebeur? Die bloed deur die woestyn, covenant. Vader maak 'n covenant met Israel deur die bloed van die lam. Die wat binnekant die deurwoestyne was, word die eersgeborenes. Die wat buitekant is, gaan dood. Die eersgeborenes gaan dood. So daar word hulle die eersgeborenes, alright? So is eers covenant, eersgeborene en daar gaan hulle deur die wonderwerk. Okay? Word gevorm en geshape in die woestyn en toe is dit eers wonderwerk, toe is dit eers weer eens, toe weer eens covenant en toe weer wonderwerk.
2 wonderwerke tussen 'n geskaap. En dis presies ons lewe. Jy is 'n wonderwerk. Die dag toe jy jou oë oopgemaak het oor sy weer. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n gawe van Abba Vader af, wat jou gevorm in jou moederskoot. Dis 'n wonderwerk. Jy word covenant geleer. Binne kom in jou lewe kom, wat jy daar gaan staan, wat jy die keuse moet maak. Gaan ek ingaan, of gaan ek bly? Waar gaan ek wees? Ek het gepraat van die Egipte, van die woestyn, of die beloofde land. Die covenant kom en maak oop. En Vader sê vir jou, as jy daai stap gaan vat, dan gaan ek met jou wees. En Abba is heeltyd saam met ons. Elke keuse wat ons vat in die lewe wat vir hom is hy saam met ons. So waar sê, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie woorde die land laat erwe, wat ek julle vaders met 'n eed beloof het om aan julle gee. Waar wees sterk en volmoed is Arak, Sazak, Amas. To be strong and courageous. Dis maklik om sterk te wees. Ek glo daai ouens was sterk geweest. Maar die courageousness. Dis maklik om te sê, ja, ek gaan, wie gaan ons? Ons is klomp ouens, ons gaan hierdie beloofde land in. Maar as die ding is, as jy voor daai klomp reuse gestaan het, dan dink ek jou broek gebeur. Dis maklik om te sê, dit is die sees maklik, maar die courageousness. Dit is soos geloof met werke. Die geloof is, ek glo, maar die gaan nie werk waar gaan. En dis op wat punt waar hulle so met Joshua waar daar staan en hy moet 'n keuse maak. Vader, kom gee vir hierso, wees sterk. Ek het vir julle die land, die eed beloof. Vers 7, wees net baie sterk. Hy sê, wees baie sterk, nie net sterk, wees om baie sterk weer. En volmoed, en nou gesette handel volgens die hele wet van Moses. My knegt jou beveel het, wyk daarvan nie regs of links af nie, van die wet. Ja? Sodat jy die goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Nie net in Israel nie, oral waar jy mag gaan, want daarof het hulle besprei. Oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan, hoor hierso, Mikkel sê almal nou weer, maak daai keuse. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met 'n goeie gevolg handel. Kies weer. Dis selfs soos die 7 kerke van Openbaring. Kies. Yeshua sê, ek hou van wat julle doen, maar ek het hierdie teen julle. Maar as jy nie dit gaan volg nie, wat dit teen julle is nie, gaan jy hierdie kry. Hier is jou beloning. So Vader sê nie so, jy gaan, as jy gaan goeie kies, gaan jy in goeie gevolg handel. Jy gaan voorspoedig wees. Hy sê dan vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy gaan. Julle, ons is in bewegende tyd hier, so wat ek baie keer vir mense sê is, ons moet elke dag as jy koffie drink, moet jy bly wees. Jy weet nie môre koffie nie. Ons beweeg in die eindtyd. Die tekens is daar. Ons weet nie wanneer gaan dit gebeur nie. Ons weet nie wanneer gaan die hele storie toe ons begin dra nie, ons is besig daarmee. Dit kan nog 50 jaar, dit kan nog 100 jaar wees, dit kan môre wees. Maar die vyand is besig om vrees te swaai op die mense, en mense raak bang vir die onbekende, wat eintlik goed is, want dit gaan baie mense help om te tjuba, om terug te keer na Vader se woord toe, en vas te hou aan sy woord. Maar die ding wat Abba hierso vandag sê, is dat, dis dieselfde punt. Ons staan weer deur die Jordaan. Ons is nou deur die Jordaan, in die beloofde land. Ons is hierso. Ons is land van melk en honing. Ons het melk en honing. Ons is by die stadium ons melk en honing. By die stadium het ons covenant geleer. Ek eer Abba daarvoor. Right? Maar dit is moeilik. Want die goed wat jy geleef, hy is my video's gaan, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Gaan ons gewoon 'n drukwoord gaan ons nie, ons weet nie hoe doen nie. Maar Abba sê, hou moed. Be strong and courageous. Hou vas aan my woord. Moenie links of regs afwyk van my woord. Dis al wat Abba vir ons sê. Hy sal met ons wees. Soos hy daai tyd saam met hulle was, as dit is nou erg. Dink jy daai tyd en al ons gaan face met hulle veg en met die bandvlug tref?
hulle doodmaak, geveg. Ons weet eers nie wat 'n geveg of 'n oorlog is nie. Ons is baie beveilig. Maar Vader sê, sal saam met ons wees, en ons moet pas in die tye. Maar die vyand gaan ons keer, hy gaan wil hê ons soos die ander wees wat bly in die woestyn. Hy gaan. Maar mag die Joshua en die Calebs opstaan en sê, we will hold fast on the promise. En ons belofte is Vader sê, sal saam met ons wees, en dat Joshua Messia ons sal kom haal. Ons weet nie wanneer dit is die belofte, hoe amazing is dit? En nog beter is dit, as jy doodgaan vir my, dan gaan jy nie die tweede dood sterf nie. Dit is 'n belofte vir ons. Maar mens kom altyd in, en mag die geestelike, die vleeslike oorwin hierso. Mag die siel, die wil, die wat baie keer is die siel sterker as die gees. En mag daai gees sterker wees as die siel. Want dit is ons wil, ons emosies, al die dinge maak baie keer ons nie glo in onsself. Dit is vir die vyand gebruik. So Jahwe sê Jahwe vir Joshua dat hulle net gedeeltes van hierdie wetboek moet doen. Sê dit vir hulle, Joshua, jy moet net gedeeltes doen hierso, dan sal jy voorspoedig wees. Of sê vir hulle die hele wetboek. Die hele wetboek mag nie uit julle mond uitgaan. Jy mag nie links of regs van die hele wetboek gaan. Dan sal julle voorspoedig wees. Die Engels sê dit mooi, to meditate. Okay? Nou hoor gemooi die mooi betekenis van meditate. Die Hebreë betekenis van meditate is aga. So daar ons mediteer oor die woord dag en nag. Ons meditate oor die hele woord. Okay? Wat beteken aga? Dit beteken, hoor in die Engels, to moan, to utter, to roar, to plot, to speak. Geweef ons lees. To moan, to utter, to roar, to plot, to speak. Dis hoe ons Vader se woord moet mediteer. Nie net vir jouself nie net om jouself te leer nie. Jy moet gaan uitroar. Jy moet gaan uitspraak met die mense. Dis daai tipe ding van wat Esegiel, son of man, ek het gepraat daaraan. Gaan praat met die mense. Gaan praat met hulle. Gaan help moet as daar buitekant, want die tyd kom wat daar vrees al hoe meer gaan word en hulle gaan nie weet links of regs nie. En hulle gaan settle om in die woestyn te bly. Ons moet Vader se woord gaan uit. Hier is sy beloftes. Hier sê vir ons, ek sal jou wees. Hou vas hieraan. Sy beloftes, hy is Jahwe Olam, hy is gister en vandag en môre presies dieselfde. Ons moet dit nie vergeet nie. Die vyand is in hemel. So hy wil, ons moet dag en nag moet ons dit roer. Day and night and day. Wat ons doen. Daar wat dit verstaan, dis hoekom hy genoem is 'n man na God se hart. Psalm 1 vers 1, hoor mooi, sorg maar net op. Hy sê, welgeluk salig. En dan vir die mense wat hou daarvan om psalms aan te haal. Kyk, ons mense hou ons nou van, Psalm 1:89, hulle ry hom. Dit is amazing, kyk hierdie mooi beloftes wat ons het. Psalm 23, die Here is my herder. Hulle sing tot liedjies van dit. Ons Afrikaners wil staan, ons gaan hard sing die liedjies, want dis so mooi, hierdie mooi blessings wat ons, hierdie beskerming wat ons kry uit psalms uit. Alright? Maar hoor wat sê Dawid, hy begin met dit, en sommer in al die psalms is die hele alfabet, die hele woord. Het Dawid afgewyk? Ja, hy's mens. Hy het per ongeluk vir Batseba getrek. Hy's mens. Het hy berou? Ja. Hy het saklof aangetrek en het hy betaal voor? Romeine 6, die loon van sonde is dood. Sy kind is doodgemaak. Maar het hy is bad ou gebly? Nee. Hy het teruggedraai. Want ek sê, Vader, die grond my hart en wys. Hy het 'n man na God se hart gehad. Man na God se hart beteken, Vader, die grond my hart, en ek's humble. Ek's menslik swak. Right. Maar hoe begin hy so? Hy sê, welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Mag Abba vir jou die sin gee, Boetan se sal. Mag Ruach jou wys in die raad van die goddelose. Want hoor wat doen die raad van die goddelose?
en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Hoe baie kry ons dit vandag? Wat sit in die kring van die spotters? Ek self as kind, kyk na lewe van die kind op skool. Die kringe van spotters. Dit is jy moet al kind word al geleer. Kyk, word hierso. Vers 2. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Hier kom Dawid en hy quote Joshua 1. Hy oordink die wet dag en nag. Hy mediteer, hy roer, hy speak die wet dag en nag. Welgelik salig. Dawid het verstaan. Die wetboek, die hele wet van Vader. Hy sal welgelik salig wees. Ek glo ons verstaan nou hoekom ons moet lees oor die fees vir die fees. Hoekom moet jy oor die fees lees? Want daarin daai gedeelte van Levitikus 23 sê Vader, maar jy sal my Sabbat te doen, dit sal 'n ewige instelling wees. Jy doen dit so my kind, want ek hou daarvan. Ek hou daarvan. Maar ek gee vir hierdie mooi maand om dit saam te doen. En daar dink net aan wat ek vir jou gedoen. Dit is alles. Dit is ja, ek kan nie dink hoe gaan dit wees en dan die koninkryk van God hierdie fees kom. Dit gaan kan nie wag. So ons weet dat Yeshua die fees het gevier en so kon nog vervul word in die 8de dag. Okay, so ek wil nou weer terugtrek, ek weet ek het dalk geslet genoem, maar kom ons vry net weer. So kom ons gaan terug na Egipte toe. Okay. Yeshua het die feeste vervul, nog nie almal nie. Okay. So ons weet almal dat Israel is uit Egipte op Pesach deur die bloed van die lam. Okay, die Pesach wat vervul is en Yeshua dit weer op die uur kom vervul. Right. Van Egipte is dit die doop van die Rooi See en dit by Berg Sinaï gestop. 1 Korintiërs 1 Korintiërs 10 praat van hulle is daai dag deur die doop van die Rooi See. So hulle is hulle hart besny deur die bloed van die lam, deur die bloed van die deur die doop van die Rooi See en hulle stop by Berg Sinaï. En dis wat Vader vir hulle sê, hoorie so my kinders, ek het vir julle die belofte, my beloftes is vas vir altyd. En Abba sê, bou die tabernakel, hierdie dwellingplek, en so weet ons Vader het saam met hulle gedwel in die woestyn vir 40 jaar lank. Right? En Vader kom terug in die fees en sê, julle moet dit onthou. Julle moet onthou. Is dit net onthou die tydperk wat julle net in die huis is gebly het? Nou as jy gaan lees die fees, is dit onthou die tydperk, gebou soekhoutjies en dan onthou wat julle tydperk in soekhoutjies was? Of onthou alles? Onthou die tydperk wat julle in Soekas in die woestyn gebly het. Onthou die brood, onthou die kwartels, onthou die wonderwerke, onthou die water in die klip, onthou die tabernakel wat daar gedwel het, onthou die feeste, onthou alles. Dis hoekom hy vra asseblief, bou weer hierdie soekhoutjie. Dit help nie jy gaan bou 'n soeka by jou huis, maar jy vergeet wat in die woestyn gebeur het. Dis belangrik. Jy moet onthou wat gebeur het in daai tyd. Want ons is vandag, is ons die tempel. Ons is vandag die soeka. Ons moet bly onthou wat gebeur het in die tyd. Want dit was amazing, dit is 'n tyd wat nodig was. Dit is 'n tyd van vorming gewees. Dit is 'n tyd van leer oor covenant. Dit is 'n tyd van haal Egipte uit hulle uit. En ons soeka moet onthou. 1 Korintiërs 10 vers 2 sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see gegaan het nie, en almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en almal dieselfde, hoor hierso, en almal dieselfde geestelike spys geëet het. Dis nie net 'n kwartel en 'n broodjie nie. Hulle het geestelike spys geëet, die tydperk in die woestyn. Vers 4 sê, almal dieselfde geestelike drank. Dink waarvan? Wat is die geestelike drank wat ons drink?
die herdenking van Joshua se bloed. Wat hulle gedrink het uit die geestelike rots en gevolg het, en die rots was Christus. Lewende water. Dis hoekom ons moet herdenk. Dis hoekom ons moet dink, ons soekhuitjies moet bou hierdie tydperk, om te dink aan natuurlike, maar ook geestelike. Wat het Yeshua vir ons gedoen? En elke ding, hier kom die skrywer van Korintiërs en hy sê presies, maar Yeshua was daar. Jy kan Yeshua in alles sien. Alles. Natuurlike, geestelike. Die rots wat Yeshua is. Na die doop het hulle 'n wet ontvang by Berg Sinai. Okay? Gebeur nie vandag dat ons as ons gedoop word nie. Ontvang ons nie die gawes van wysheid, kennis en onderskeid nie. As jy Yeshua die water, die klip wat geslaan is, die water wat uitgevloei het, sy lewende water. Net wat staan daar by Sukkot, weer eens die water wat uit die klip uitvloei, wat weer eens die prentjie van Sukkot is, die water wat vloei, en Yeshua is die rots, hy is die klip en hy staan by die bad van Sodom en sê ek is die water. Die geestelike. Van die wet na die dood. Nou in die woestyn het hulle die volk in hierdie soekas gebly, die tydelike wonings tot hulle permanente woning gekry het in die beloofde land. Imagine yourself om in 'n tent te bly, 40 jaar lank saam met 3 miljoen mense. Nou offense, dit is klaar erg genoeg om saam met 3 mense te kom. Ek grap. Ja, dit was 'n blessing. Maar imagine yourself 3 miljoen mense. Ja, net sê 100 wat issues het. Wat ek, as jy die vergelykings kan optrek, die persentasies van mense, emosie versus joy, dit gaan uitkruip. Van ja, Moses, die stort vandag, die water is alweer koud. Of weer die kwartels, nou, ja, kan jy nie, die kwartels is, ek is honger, of wat, kan jy dink, waar het daai tyd toiletens, daai gedeelte, liefie, ek moet so ver gaan, maar dit is net, dink nie daaraan, hier waar ons man is 'n toiletse bad, dok so bietjie so maak, daai was erg geweest daai tyd, soveel, dit moet nie mens, ek gaan die oog hier van vooraf, ja. Maar nou, dit net aan water die olie gekry, water die hout gekry vir vuur, water allemaal voorsien. So dit was 'n tyd gewees van waardering. Ek dink toe die beloofde land was, het hulle nog steeds, so hoeveel keer sit ons nie vandag en wens ons was nog steeds in daai behoeftes geweest. Wens ons was daar iewerste in 'n veld, om 'n vuurtjie met jou tentjie, saam jou kindertjies om 'n vuur. Almal pas skapies op, almal plante groente, môre word jy wakker, Nabedai, dankie Abba vir die voorsiening, dankie vir reën, gaan weer ons boer weer verder. Sou dit lekker gewees het nie? Dit is almal nie daar op 'n punt van ons lewe op wens nie, vir daai rustigheid, vir daai voorsiening, van ons hoef nie te worry om te gaan werk om kos te koop nie. Dit was 'n blessing gewees, Abba vir hulle gegee daai tyd, want in Egipte moes hulle gewerk het. Hulle moes gewerk het vir hulle kos. Hier kom Abba en gee vir hulle kos. Wanneer hulle totaal en al vertrou het op Vader. Sodat dit is hoe die feest van Boos is om te herinner aan hierdie besoekhuitjies en alles wat saam met gaan. Abba se voorsiening. Abba vra vandag, ons bly kyk ons in die tydelike soekhuitjies, die tydelike woordjies. En ek het baie keer na hom gevra is, hoe laat jou soek aan? Okay. En ons gaan nou 'n bietjie praat daaroor. Ek weet dit gister baie daarvan gepraat, maar ons praat weer oor. Bly jy in soeke of is jou huis nog in Egipte, waar jy onder slawerny is? Daar waar wel lekker dinge daar in Egipte is, daar was vleispotte. So ons kan die wêreld vergelyk vandag met Egipte. Dis die buitewêreld. Okay. Nie om onsself beter maak as dit nie, maar Abba roep ons om heilig te wees, want hy is heilig. Heilig beteken kadosh. Kadosh beteken om afgesonder te wees. So daar's dinge wat jou dalk nog vashou in slawerny, want
as jy daarso in Egipte gaan hardloop, dan gaan jy met jou dinges afwerk om te kan voorsien. Om daai soeka, daai groot huis te kan betaal. Om daai perdekar te betaal, soos wat daai perde daar gehad het. Jy moet werk. Jy moet werk vir 'n luxury. Dis wat ek gedoen daai tyd in Egipte. Net om 'n huis te betaal elke maand, kan jou in slawerny sit. Want dan het jy skuld en jy moet dan werk. Die vraag is wat ek vandag gevra is, sal die rooi see? Is jy nou daarso of sal die rooi see? Het jy al Vader Jahwe se wonders in jou lewe gesien? Want hulle moes deur die rooi see gaan om wonders te sien. Hulle moes kies die bloed van Yeshua, die bloed van die lam, kies wonderwerke. Hulle het 'n wonderwerk gesien die dag toe hulle gekies het. En sien ons het vandag wat wonderwerke kry ons in ons lewe. Dag toe ons uit die wêreld uitgekies het om te sê, nou gaan ek lieflik gaan, maak nie saak wat nie. Ek kies die bloed van Yeshua, ek gaan. En ons is gedoop deur die Rooi See, ons is gedoop. Ons het die gawes ontvang en nou ontvang ons Vader se wonderwerke. Want dit het gevolg saam met die doop, die wonderwerke. Of staan jy voor die Rooi See en jy's te bang om te vertrou om na deur te gaan? Want hulle het 'n keuse gemaak en staan voor die Rooi See. Want jy jouself staan voor die groot Rooi See. En Farao se ouers op pad. Dis hoe ons sê, ag jy moet net vra, waar staan jy? En mag graag jy wys, waar staan jy in die hele storie? Waar is jy vandag? Moses moes iets doen. Hy moes iets doen vir die wonderwerk wat gebeur. Hy moes sy hande lig en die see het oopgegaan. Hy moes surrender. Hy het sy hande opgelig en wat 'n wonderwerk gebeur. Timoteus 2 vers 8 sê, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en hulle heilige hande ophef sonder is baie belangrik. Toorn en twis. Daai hande oplig, daai surrender moet suiwer wees. As jy op die punt kom van jou lewe waar jy surrender voor jou wonderwerk, jy kan nie kom surrender as daar nog twist in jou lewe is nie. Jy kan nie kom surrender as daar toorn in jou hart is nie. Jy kan nie kom surrender as jy nog in Egipte is nie. Jy moet soos Abraham letterlik gaan. Daai stap wat ons gaan. Vrou, kom saam. Maar Abraham, waar gaan jy gaan? Ek weet nie. Maar kom ons gaan. Total surrender. Maar dan beteken dit, jy moet Egipte los. Dit moet nie nog jou vashou nie. Jy kan nie met een voet in Egipte en in die wêreld met een voet, jy kan nie. Jy kan nie as jy nog enige wêreldse goed in jou hart het, surrender nie. Jy kan nie, Abba gaan jou nie kan skaaf as jy nog letterlik een voet in Egipte het. Jy moet surrender, totaal en sê, Vader, kom werk. Kom vorm my, kom skaap my vir my belofte. Dis hoe Abba wil hê ons moet ons hande oplig. So daar's 'n aksie. Nou in die 40 jaar in die woestyn Abba vir Israel gesorg. Ek het eergister gepraat van daar's nie eens hulle klere het vergaan of hulle skoene nie. Okay? Hulle het 'n dak oor hulle kop gehad in die woestyn, die soeka. Hulle het klere gehad, hulle het water gehad, hulle het kos gehad. Hulle het kwartels en manna gehad. Vader het vir hulle voorsien nog steeds daarso. Wil gou sê wat sê Numeri 11 vers 31. Toe die wind wat van die Here kom uitgevaar en kwartels van die see af oorgedrywe en op die laar gestrooi omtrent 'n dagreis hier en omtrent 'n dagreis daar rondom die laar en hulle was omtrent 2 el bo kan die grond gewees. 2 el. Okay? So dit gee vir jou 'n el is 444 mm. Dus amper 'n meter so kwartels oor die grond gewees. Dis so groot Abba
se kos vir hulle was, se voorsiening vir hulle was. Vers 22, toe die volk opgestaan daar die hele dag en die hele nag en die hele volgende dag en die kwartels versamel, hy wat die minste gehad het 10 homer versamel en hulle het dit oral van hulle uitgesprei rondom die laar. Die vleis wat nog tussen hulle tande voordat dit gekou was, toe die troon van die Here alreeds teen die volk ontvlam het. Dis net so, ek se prentjie mens, ja, hulle het groot gegaan, met daai kwarteltjies. Ek dink dat hierdie ouens ja, dis basies daai effek. En toe die Here se troon ontvlam het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. So, hoekom het dit gebeur? Abba het voorsien, maar het gestraf word. Want daar saam met die voorsiening was daar ongeloof en rebellie gebeur is. Saam met die voorsiening. So het vir 40 jaar Jahwe kos voorsien, kwartels en manna. Al was dit in die woestynperk gewees. Vader was saam met hulle. Maar baie keer kom ons en daar was hulle gestraf gewees, die volk moet net gerebelleer het. Hulle was bietjie moeg gewees vir die kwartels en moeg gewees vir die manna. Terwyl die tande, die vleis ook in die tande sit, is klaar hulle. Terwyl hulle magies vol is, klaar hulle. En hoe baie keer gebeur het met ons ook nie in sekere tye. Hoe baie keer het ons nie op wat ons in daai tydperk is, wat dit dalk daai tye is. Wat dit dalk swaar gaan met ons. Vader sit ons, ek het nou aand gelees dat Vader sit ons baie keer weerhou hy sekere goeders. Want ons het gelees nou die aand, hy vat die drank, sterk drank weg en die nice goeders weg van Egipte vir ons om te laat weet dat hy is God. Want as het goed gaan, baie keer vergeet ons mensdom van Vader. Maar hy kom en hy gee vir hulle kwartels en ons is weer ongeduldig. Ons soek meer, ons soek lekker goedjies saam mee. En baie keer het ek gesê, dis kom ons in ons lewe wat 'n moeilike tyd is. En ons voorsiening is daar. Het jy al ooit 'n moeilike tye, ons kan dankbaar wees. En as dit ook al gebeur, is dit minimaal. Wat jy raar word in moeilike tye gesê, ek het vir 'n week lank nie geëet nie. Dit het ooit gebeur. Maar wat gebeur as jy 'n moeilikste tyd het? Dan neig jy na iets beters. Ja, maar Abba, hoekom kan ek nie op Kentucky eet nie? Of Abba, hoekom kan ek nie dit ook doen nie? Kyk vir hom daar langs my. Kyk hoe lekker was dit in Egipte gewees. En dit is belangrik dat in jou seisoen wat jy is die tweede plek waar jy kan wees, jy soek ook kan wees vandag, om vir Vader dankbaar te wees. Want hy vat baie keer weg om te weet, hy is God. Dat ons op hom kan vertrou, nie op ons self. Dit gebeur as seisoene. Waar seisoen wat jy in is, ek noem dit altyd as 'n hout wat geskaaf word. 'n Hout wat geskaaf. En op einde van die dag is dit hierdie mooi beeldjie. Ons wil nog nie beeldjies maak met ek verstaan net wat ek sê. Dit dan kom iets moois daaruit. Want trial and tribulation bou karakter. Trial and tribulation bou geloof. Want dan weet jy, ek kan nie myself nie. I surrender. Hier is my hande in die lug, Vader, vat oor. En as op jy daai punt in jou lewe is, van vat oor, dan is jy op 'n baie gelukkige plek. Dit gaan ook nie so wys in die natuurlike nie, maar die geestelike. Kom wat sê die woord, when I'm weak, I am strong. Dis die woord. Sterk in die gees. So Abba was, en hy wil saam met jou op wees. Maak nie saak wat se seisoen is jy nie. Hoor gou mooi Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. My ouma het vir my hierdie my Bybel geskryf en toe ek klein was. My heel eerste Bybel wat ek ontvang het, my ouma hierdie verse in die Bybel geskryf. Ja, hier op baie daarvoor. Right, so, vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond en ek wil julle vandag vat in die vers om. Wat in die vers om? Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my genade. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toornig is.
Hulle sal word soos niks. Jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle sal nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer, want ek, die Here, jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob. Volkie Israel. Maar sien die kleinste goedjies. Daar's 'n verkleinering daar so in die kleinste goedjies. Jy wat voel jy is klein, wurmpie, jy wat voel klein volkie, jy wat voel jy is klein vandag in hierdie groot geblaf van hierdie wêreld. Wat teen jou kom oorlog voer, geestelik, wat jou wil aanval heeltyd. Vader sê vir jou, jy wat klein voel, jy klein volkie, jy klein wurmpie, jy klein volkie. Hy sê vandag vir jou, ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Kyk, ek maak jou tot 'n skerp, nuwe dorsvee wat baie tande het. Jy sal berge dors en fynmal en heuwels maak soos kaf. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegneem en die stroom hulle verstrooi. Maar jy sal juig in die Here, jou beroep op die Heilige van Israel. Die lendes en die behoeftiges soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog en dors. Ek die Here sal hulle verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie. Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagstes. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en die dorde land waterbronne. Ek sal die woestyn gee die seder, die akasia en die mir en die willowyfboom. Ek sal die wildernis plat, die sipres, die plataan en die denneboom, die almal, sodat hulle almal saam kan sien en beken en opmerk en verstaan dat die hand van die Here dit gedoen het en die Heilige van Israel dit geskaap het. Vader wil vir jou sê hierdie vers. Jy wat klein voel, Vader sal vir jou voorgaan Serena. Serena Rishuka. Sonder toren en twis in jou hart. Glo in die wonderwerk, maar die wonderwerk kom. Glo in die beloofde land, die beloofde land is vir jou. Jy lewe jou beloofde land. Jy is hier so. Vader sê, hy sal hierdie goed vir jou gaan doen. Hy het dit vir Israel gedoen. Al het hulle weer en weer van Sondag en weggedraai van Farao. Hy het vir hulle gedoen. Yeshua sê, hy gee bemoediging, kyk na die voëls. Net soos Israel gekyk het na die voëls. Matteus 6:16, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie en tog vir die hemelse Vader is julle nie baie meer werd as hulle nie. Wie tog onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor die klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle is dat selfs Salomo in sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle kleingelowiges? Daar moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Hoor hierso. Na al hierdie dinge soek die heidene. Want die hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Al die dinge. Nie van, okay, Papa, jy sê, ek kyk na die voeltjies, en dan sit jy so, jy kyk elke dag vir die voeltjies, en jy wag vir die voorsiening in jou lewe, want jy staan ons geskrywe, ek sal vir jou klere gee, ek sal vir jou voeltjies gee, ek sal vir jou kos gee. Nee. Jy moet iets van jou kant af op doen. Soos hulle daai tyd gegaan het, in die beloofde land, moes hulle gaan veg het. Hulle moes gaan plant het. Hulle moes gaan werk het. So met ons, hier is ons werk. Gaan soek die koninkryk.
gaan soek sy regverdigheid. En dan sal die voeltjie sy porsies vir jou kom, en dan sal jy my gee. Dis net een, dis alles. Geloof sonder werke is niks. Daar moet werke wees. Kwel jy dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwel. So was nog een ding gewees, okay? So ons weet nou van die wonderwerk wat gebeur het, die twee wonderwerke, deur die Egipte, deur die Jordaan. So ons weet nou van die voorsiening, ons weet dat daar is 'n tydelike woning. So, hoe taan ons dit? Hoe lyk jou soeke? Ons gaan weer terug na die soeke toe. Terug in die woestyn. Kom ons kyk gelyk die soeke self. Want ons moet die soeke moet ons sterk maak. Val hy dalk in mekaar uit, soos ek gisterond gesê het, lyk dit soos hierdie. Lek sy dalk. Op wat 'n rots is jy soeke vandag? Wat is die fondasie van jou soeke? Onthou ons is die tydelike wonings, hierdie soeketjies, en die Ruach bly binne ons. Is hy kaal, is hy leeg. Wat sien die mense as hulle vandag vir jou kyk, soek af van Vader? Wat sien hulle? Verteenwoordig jou soek af vreugde, geluk? Is jy 'n happy soek af? Versier met takke en vrugte soos die tyd nou? Of het jy net die suur? Het jy die hele lulaaf vasgebind in jou soeka? Waarvan ons gister gepraat het. Het jy die etraf? Die suurlemoen wat verteenwoordig die hart? Of is jou soeka 'n dor soeka wat net suur is? Wat? Hoe lyk jou soeka? Waar staan jou soeka? Staan jy op sand, soos die woestynsand? Of staan jy op 'n rots? Ons soeka moet sterk wees. Dis daai prentjie van die wolf met die varkies. Maar die wind waai, die wolf hier gaan kom en hy gaan blaas. Nou blou jy huis wel. Die vyand gaan kom en hy gaan jou huis laat waai. Nou nog 'n varkie gebruik, ons kan dit anders seker gebruik. Okay. So Matteus 7. Ek wou vir vers 24 af lees, maar moet 'n bietjie nog brood eet vandag. Die woord, die skrol eet. Kom ons lees die hele net. Vir die wat amper aan die slaap is, druk deur. Ek wil ons van vers 1 af lees. Matteus 7 vers 1 is belangrik, hierdie is mooi. Hierdie is die gedeelte, dit is die gedeelte van die eerste dag. Dit is die eerste dag, die Matteus, want dit is wanneer jy jou hart vir Yeshua gee, want dit is wanneer Matteus begin met, wanneer jy Yeshua wat vir jou gesterf het, van sy geboorte af gesterf, dit is waar die bed, die alef begin, dit is waar jy die bil, dis waar jy sterk gevoed word, en dan gaan ons deur die hele Nuwe Testament, ons gegeet nie by die Ou Testament, ons lewe net in die skadu van die wet, okay, en dan kom jy by die dag, wat Openbaring is. Die einde. Alright. So, oorgous, lees vir Matteus 7. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal julle gemeet word. En waarom sien julle nie splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit die oog te haal en kyk, vir jou eie oog is die balk gewyste. Haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Vers 6, moenie, hoor hierson, moenie wat heilig is aan die honde gee nie. En gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Dit is belangrik. Nou in die begin gepraat van, ons moet die soeka moet die lig skyn, ons moet gaan praat met die mense daar buitekant, ons moet gaan roar, ons moet hierdie woord bepeins, hierdie bepeins beteken te gaan roar, te gaan spreek, te gaan praat. Maar daar's ook iets wat Yeshua kom waarsku van
Partykeer moet ons oppas. Hy sê moenie hierdie mooi parels vir die varke gee. Moet dit nie vir die varke gee. Wat is 'n vark onrein? 'n Hond onrein. Moet dit nie vir die honde gee, daar baie keer van die honde. Die wat uit covenant is. Want honde is daai wat gesien jy is uit covenant. Net soos wat Openbaring 20:22 praat van, die honde wat nie regspreek tot die stad lewe. Maar moenie daai parel vir daai vark gaan gee, hy sê ook nie, moet dit nie gee nie. As jy weet, hy gaan dit vertrap met sy pote. Op 'n stadium kom ons soos lewe wat jy moet net gaan, want jy moet aanbeweeg, en jou soekheidjie moet verder vat, daar waar jy wil, waar Vader bewys vir jou waar jy moet werk. Moenie ophou en heeltyd sukkel daarso en probeer nie. Jy mors tyd, en daar is nie tyd meer. Vra vir Noag om jou te wys, wanneer moet jy aangaan? Wanneer moet jy aanbeweeg, want hy sê hierso, hulle gaan omdraai en jou verskeer en vertrap. En gebeur nie vandag nie? Ja, sê soos pastoor. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang. En hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mense is daar onder julle wat vir sy seun kom en brood vra en aan hom 'n klip sal gee? Dis die geestelike prentjie van brood. Klop en ek sal vir hom oopmaak. Maak jy so klop. Jy moet oopmaak. Wat is hom vir sy seun wat brood vra, 'n klip gee? As jy vir Vader gaan vra vir die brood, gaan hy nie vir jou klip gee. Dit is natuurlik en geestelik. En as hy vis vra, aan hom 'n slang gee. As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel is goeie dinge gee aan die wat hom bid. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet van en die profete. Gaan in deur die nou poort wat breed is en die poort is wyd en is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dissels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel. Maar hy wat die wil van my Vader wat in die hemel is. Dit is hard. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedrywe, in die naam baie kragte gedoen nie, en ek sal hulle gesê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk, die Engels sê, your transgressors of the law. Wie sê dit? Yeshua. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat die huis bou op 'n rots. So hier is die prentjie van jou soeka. Hier is die ding waarop jy jou soeka moet bou. Right? Dit is al die dinge. Nie van parels gee, van brood vra, van wat Vader wat gaan voorsien, van 'n verstandige mens te wees, om van volgens die wet te handel, nie transgressor te wees nie. Dit alles wat ek nou gelees word gesien as 'n verstandige wat op 'n rots bou. Dit moet die fondasie wees. Gaan lees dit weer by die huishoudstudie. Dit moet die fondasie wees van jou op jou soeke moet staan. Hoor hierso, want in die woestyn of waar kan jy verder gaan bou?
En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaai teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis in die sand bou. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaai teen daardie huis aangestroom en dit het geval en sy val was groot. En toe Yeshua hierdie woorde geëindig het, was die skare verslawers sy leer. Want hy het hulle geleer soos die een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerders nie. Dit is belangrik vir ons so rein. Gaan analiseer eers waar en wat se seisoen is jy? Het jy al die keuse gemaak om die bloed van Yeshua te vaar, die covenant? Het jy al die doop gedoen van die Rooi See? Het jy al die wonderwerke in jou lewe aanvaar en gesien? Is jy nog in die woestyn of is jy nog in Egipte? Is jy in die woestyn wat Vader vertrou op sy voorsiening, aanvaar dat hy vir jou gee, aanvaar hy gaan nog meer voorsien, aanvaar die tyd van loutering, waar die, soos die menorah, die goud gelouter word, waar hy bietjie mooi, hoe menorah, hoe meer die goud gelouter word, hoe meer goud in die vuur gesit word, hoe mooier skyn hy. Hoe mooier is die kleur. Baie keer moet jy nog bietjie gevorm word. Okay? Vertrou jy op Abba Jesaja 41, wat hy sê, hy sal saam met jou wees. Alright? Of, sal by die Jordaan, het jy covenant, is wonderwerk al gebeur, is hy ook, is jy soek al die beloofde land. Waar is jy? Want die ding is, as jy 'n soekuitjie gewees, wat oor ons te gaan dwaal, alright, dan is so boop so waterstroom. Waar is jy geplant? Is jy vasgeplant? Saam met 'n bediening, saam met boetels en sissers wat dieselfde juk trek as jy. Want Paulus sê duidelik, in 2 Korintiërs 6 sê hy dit, vers 15. Jy kan nie saam geheep wees met die afgodsdienaars nie. Jy kan nie Baal en Vader saam dien nie. Jy kan nie in Egipte wees en in die beloofde land. Jy kan nie albei hê nie. Hy sê kies. Soos Josua gestaan het en hy sê kies. Gaan kies, kan julle kan die offer die afgode gaan dien, Josua sê dit? Of gaan julle self besny, gaan julle inkom? Gaan ons in die beloofde land ingaan, deur covenant. Paulus sê presies self te kies. Hy sê sonder julle self af, Paulus sê, dan sê smaak raak geen onrein in die Nuwe Testament. Ons moet kies, jy kan dit saam doen. As jy in 'n rots gebou is, ek kan nie my huis skuif nie, hy's vas. Maar jou karavaan kan jy skuif waar ons by gaan. En as jy windkry soos gisterand, gaan jy moet vas. Maar as jy soek as jy vas is, dan gaan hy vas bly. Al kom er wat 'n storm in jou lewe, dan gaan hy vas wees. En dis belangrik dat ons soekertjie moet bou op die rots wat Yeshua is. Dis belangrik. So, ja, Israel beteken om te veg, te worstel. Dis wat die naam Israel, Jakob se naam verander na Israel toe, beteken om te worstel. Yeshua sê, deny yourself and pick up your cross and follow me. Jy gaan iets met deny. Jy gaan nie Egipte in jou lewe moet deny, om verder te beweeg in die lewe. Om uit te kom in die droom wat Abba Vader vir jou. Jy gaan nie. Maar ons 'n belofte vir jou. Daar wag 'n koninkryk vir jou, daar wag 'n stad, daar wag 'n agste dag vir jou. Die ding is, dit gaan nie deur die water. Gaan nie deur die water. Vertrou op Abba. Yeshua, Vader sê, hulle sal saam met jou wees. Hy sê dit. Hy het daai dit gesê. En hy was God met hulle gewees. En vandag is hy God met ons. Hou vas in die belofte wat Vader vir jou met ons is. Kry net hierdie soek op die regte plek. Hou op soos 'n stad te wees sonder mure. Hou op om daar te gaan soek en daar te gaan soek en daar te soek en daar te soek en eindelik weet jy waar jy is nie. Of jy nou in Egipte is of in die woestyn of in die beloofde land is nie. Besluit waar jy wil wees. Waar wil jy wees? Want daai ouens moes 'n keuse gemaak het waar hulle wees en hulle het dood gegaan waar hulle was. Waar wil jy wees vandag?
Want die vyand gaan alles probeer om jou daar te hou in Egipte, eers. En as dag as jy hart vir die regeer, gaan jy, en jy word gedoop, dan is jy 'n bietjie stapie verder. Maar daarso gaan jy na dwaal, hy gee soos die klomp vir 40 jaar lank, met hulle heeltyd teruggeval na sonde toe. Ja, hy is nog met hulle gepik. Staan net voor sy hand net gedraai, het nie weggeval. Staan met hulle gepik. So. Kom ons sluit af, anders gaan ek heeldag praat. Maar dit is belangrik, ons moet hierdie verstaan. Amen. Kom ons sluit af. Vader, dankie vir die wonderlike voorreg, Abba, dat ons as hierdie soekas, Abba, as hierdie prentjie van hierdie soekhuitjies wat voor hier staan, Abba, ons is volgens 1 Korintiërs 6 vers 19, deur die bloed van Yeshua is ons vandag hierdie soeka en ons is gevul met die Ruach. En die Ruach sal vir ons wys, hy sê, my Ruach gaan vir jou wys, broeder en suster, waartoe jy moet gaan. My Ruach gaan vir jou wys, hy gaan jou wys my wette, my insettinge en my verordeninge, is jou keuse of jy gaan luister. Vader, ek bid vandag, Abba, mag hierdie soeka wat voor hier staan, mag dit hierdie soeka wees van joy, van vrolik wees. Mag hierdie soeka hierdie vrywillige offers doen vandag. Nie doen omdat hy wil doen nie. Mag hierdie soeka vasgebou is op die rots wat sy naam Yahushua Mashiach is. Vader, ek bid vandag dat u die soeka sal kom vul, Vader. Ek bid dat u elke boeta en sussie wat hier sit sal vul met die gawes van u Ruach HaKodesh. Vader, die gawes wat op Yahushua gerus het, die 7 gawes. En op die ander gawes, Vader, wat van gesondmaking, van tale uitlei, van geloof, sterkte, raad, genesing. Maar ek bid vandag in die volgende jaar, Abba, dat ons sal seën daarmee, Vader, dat ons nie vir onsself en ons homself die lig op ons laat skyn nie, Vader, maar om te gaan bedien. Maar ek bid vandag, Vader, dat as daar boete en suster dalk nog hier sal sit in die woestyn en wat net hierdie kwartels en manne net genoeg is vir jou boete en suster. Miskien roep Abba jou vandag om te raksazak amas. Om te be strong and courageous en covenant te vat en deur daai water te stap. Gemiek wat te word, want hulle is gewas toe hulle hierdie Jordaan gegaan het. Hulle is gedoop toe hulle die Rooi See is. Vader, hulle kom mikwa. Hulle kom was met die waterbad van die woord. Die prentjie van Jordaan en covenant. Vader, hulle kom was daai dag vir die belofte. Vir die werk wat hulle moes doen in die beloofde land. En u was saam met hulle. En dankie, Vader, dat ons weet, u beloftes is vir altyd vas. Dis ons wat verander. Dankie, Vader, dat ons kan weet, as ons daai stap gaan vat om die beloofde land in te gaan, dat u saam met ons sal wees. God met ons. En dan wat terwyl ons in hierdie belofte stap en waar ons moet werk, en Abba, wys ons, Vader, wanneer ons moet ligte gaan. Wanneer ons moet aanbeweeg as ons besig is om parels te mors vir die mense. Moenie dat ons Abba bid vandag dat ons nie self uit menslik sal optree nie en self sal dink ons moet gaan nie. Mag ons die vlies uitsit soos Gideon en seker maak dat ons moet aangaan. Mag ons u eers ken. En dan 'n dag sê my kind skuif, gaan na die volgende land toe. Gaan na die volgende plek wat ek vir jou gaan wys. Dat ons sal gaan en sal stof afskud en sal aangaan. Abba, maar mag waar ons gaan, mag ons hierdie soeka wees, wat sy lig skyn. Wat met hierdie ektraf en die lulaf gebind is, saam met dit, so saam met om het vas is. Soos gister behandel het oor hierdie bome en al die goeders, die vrugte van die Ruach. Mag ons gaan na verskillende plekke toe, die mense honger maak. Vir die joy, hierdie ligfees. Maar dankie, Vader, vir die voorreg wat ons het om nog vandag te kan sit en te kom leer, Abba. Vergewe ons vir die keer dat ons gerebelleer het, Abba. Vergewe ons vir die keer dat ons nie geloof gehad het nie. Want soos die Openbaring sê, selfs die wat nie eens geloof het, gaan die koninkryk die stad ingaan nie. Vergewe ons vir die keer dat ons nie geloof gehad het nie. En Abba, vergewe ons vir die keer dat ons geloof gehad het, maar nie werke gehad het. Ek bid, Vader, dat ons geloof met werke sal wees.
Dat ons net 'n mond sal wees nie, dat ons net woorde sal wees nie, Vader, maar ons dade sal dit doen. En lig sal skyn. Ons eer die Vader vir hierdie naweek, Abba, dankie vir die beskerming wat U vir ons gegee het hierdie naweek, dankie vir hierdie eenheid, Abba, dankie vir hierdie vrede wat ons kon beleef het hierdie naweek, Abba. Dat U is God met ons, Abba, U wonderwerklik kom stuur, Abba. U stuur vir ons tekens, Abba. U kom gee vir ons drome, U kom praat met ons, U is 'n lewende God. Dankie Yeshua dat U vir ons gesterf het, sodat ons weer die weg kan terugkry na Vader se hart toe. Moet ons as 'n Abba staan, waar jy ook al in hierdie stadium in jou lewe is, of jy nou in Egipte is, in die woestyn is, of in die beloofde land. Hy staan en hy wag vir jou om hom te kom worship. Soos hy daai tyd gestaan het vir die wat in Egipte was, met die 10 plaae, waar Farao nie wil laat los het, staan hy en wag vir jou om hom te kom worship. Abba vra vandag vir jou, kom gee die akte, die titelakte van jou soeka, kom gee dit vir hom, en sê, Vader, wherever you say I must go, I will go. Noma kanjai, dis 'n mooi woord, maak nie saak wat nie. We will follow you. Stuur ons Vader, ons sal gaan. Dankie Abba, U is die beheer Abba, en U maak 'n pad vir ons, U maak vir ons, U berei vir ons 'n weg voor. En dankie Yeshua, dat U sê, ek gaan vir julle 'n feesmaal voorberei. Die dag as ek julle kom haal, gaan jy weer saam in die beker drink. Tot dan, maak disippels van mense. Dra op jou kruis. Deny iets. Deny, jy gaan met baie deny boete en sê as jy die pad volg. Maar daar's 'n belofte, nou vas in die belofte. Jou hemelse soeka. Jou koning, jou hoëpriester, jou Yahushua Messiah is besig om vir jou hierdie mansion te bou. Dankie daarvoor, Yeshua. Dankie dat U eendag gaan kom en U gaan die bruid kom bring. Dankie Vader. Moet ons is ontvang nou die seën wat Abba Vader vir jou het. Hy het so lief dat hy vir jou 'n seën het. Ja, Vregecha Adonai Bishmarecha. Ja, Adonai Panevlecha Vicheneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasendecha Shalom. Abba sê, hy sal jou seën en bewaar. Soeka van Abba Vader. Tempel van Abba Vader, hy sê, hy sal jou bewaar. Hy sê, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom en wees lief vir hom. Welgeluksalig sal jy wees, as jy nie afwyk links of regs van sy wil nie. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef, en hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, mag jy skyn, vir die donker wêreld en wat dit dan. Wees die lig, en nie die donker. En Abba sê, hy sal vir jou die shalom, vrede gee, waar jy ook al gaan, ontvang het moet aan sissa vandag. Dankie vir die seën, Abba. Ons ontvang het nou deur die seën Yahushua Messiah se naam, deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Amen. Amen.